Goeiemôre Suid-Afrika, dit is Sondagoggend, die 26ste April. Daar by julle in Suid-Afrika is nog aan die aand hier by ons, en is nou, die tyd van hierdie berig is net na 1:30 in die oggend by julle. Ek sit nou en kyk op die TV lewendig, die White House Correspondents Dinner, waar president Trump is, hulle doen dit 1 keer 'n jaar. En terwyl ek kyk, word die president, die Secret Service hardloop oor al die tafels, en is besig om die president en Melania Trump en ook ander kabinetslede op die hooftafel te evacuate uit die gebou uit. So normaalweg word dit net gedoen as daar 'n groot bedreiging is, skoteklap of iets in die lyn. Nou van die mense in die omgewing het gesê dat 4 loud bangs gehoor, hulle kan nie bevestig of is dit nou rond is wat gevier is, of is iets wat omgeval het nie, maar daar was vroeër die aand protesters buite in die hotel. En blykbaar het van die protesters het reg gekry om in die hotel se lobby in te kom. En terwyl hulle in die hotel se lobby ingekom het, die lobby is nie baie ver van die ballroom waar die event gehou word nie. So hulle is daar ingegooi en dis nou waar die loud bangs gehoor was. Dit was nie binne in die ballroom nie, was nie buitekant. En volgens dit het die Secret Service opgetree, ingekom en minder as 30 sekondes is president Trump, mevrou Trump, die kabinetministers almal op die hooftafel uit ge-evacuate. So van daar wat normaalweg sal gebeur, hulle evacuate, hulle vat hulle na safe is, hulle sal 'n plek in die hotel het wat 'n safe haven is, maar gewoonlik soos daar in Washington DC, sal hulle hom straight na die beach toe vat en van daar af jaag hulle terug White House toe en obviously die hele paai en alles is geblok vir hom uit te kom. So daar's 'n groot police presence op die oomblik. Hulle is besig om daar deur te gaan. Dit word geconsider 'n crime scene op die oomblik. Ek het ook net so rukkie terug gehoor dat die vrou wat die hele ding reël het teruggekom en gesê vir die mense, want niemand mag die plek ge-evacuate het nie. So al die gaste wat binne in die ballroom was, is nog binne in die ballroom. En hulle het nou net ook van hulle begin evacuate by die deure uit, maar iemand het ingekom, die iemand alles reël en gesê dat hulle behoort binnekort aan te gaan met die program, wat die beplan was vir die aand. Hulle het nog nie hulle aandete gehad nie. Hulle was maar besig met slaaie in die voorgereg toe die voorval plaasgevind het. Gaan president Trump terugkom vir die res van die aand? Dit is nie almal se guess, maar die ding kan selfs voortgaan sonder hom, die hele ding is. Ek vermoed hulle sal hom dalk terugbring as hulle seker maak alles is veilig, maar gewoonlik nie sommer nie. Nou gaan ons nou kyk. Dis nou, by ons is dit nou net voor 8:00 die aand, Saterdag aand hier in Sentraal-Amerika, en ek gesê dis net voor 3:00 die oggend by julle in Suid-Afrika op hierdie Sondagoggend. Kom ons kyk hoe lank vat dit, hoeveel ure vat dit vir eerste konspirasies om uit te kom. Ek jou amper waarborg, die eerste konspirasie theories gaan nie uitkom nog voor dit 6:00 die oggend in Suid-Afrika is. So binne die volgende 2-3 ure gaan ons begin konspirasie theories sien. Van die konspirasies wat jy gaan sien is dat hier kamsdag gestage is. Ander gaan jy sien dat daar ander probleme is. Moenie verbaas wees as jy konspirasies gaan sien van dis die Iran regime wat dit nou kom doen het nie. En al hierdie diepe dinge. So ongelukkig is dit maar altyd die geval van as daar iets met die president gebeur, dan kom die conspiracy theories uit lewendig en dik. So ek sal op my oë ook op die regte plekke hou vir informasie, en sodra ek informasie het wat credible is, dan sal ek vir julle 'n bietjie update. Ek weet nie of ek baie lank, ek is nog vroeg hier by ons, is nog voor 8:00 die aand, so ek gaan nog gerug wakker wees, ek sal kyk as iets intussen oppop, en dan sal ek miskien toevoeg by hierdie video. Maar sien julle dan later, geniet die res van die oggend, die sal wakker word, sal dit sekerlik op julle nie sien. Baie dankie.